Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek is so bly om weer terug te wees en baie welkom by Woord met Woord. Vir die nuwe mense wat Woord met Woord kyk, sal ek aanraai dat u die eerste video's kyk sodat u net die grondslag kan vind, want ons is besig met 'n geestelike groei reeks en baie dingetjies wat ek gaan noem, gaan u nie lekker verstaan as u nie die grondslag reeds verstaan het nie. So as u nie omgee nie, dan sal hierdie video vir u baie meer sin maak en u sal dit beter verstaan as u die vorige video's sal eers kyk voordat u voortgaan met hierdie een. So, kom ons begin by waaroor die onderwerp is op hierdie video. En die onderwerp waar ons oor gaan gesels is lig en duisternis. My vorige video oor die gees van waarheid het ons afgesluit met 'n gedeelte wat verwys na lig en duisternis wat Satan is en lig wat God is. So ons gaan 'n bietjie meer kyk nou na die konsep en die beginsel in die woord van God van lig en duisternis. So ons eerste teksgedeelte wat ons na gaan kyk is Efesiërs 4 vers 18 en 19. As u Bybels het, is u welkom om saam te lees, maar die tekste is verskyn soos die video aangaan. Efesiërs 4 vers 18 vers 19 sê: mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Hierdie is een van die gedeeltes wat baie mooi is vir my om vir jou te verduidelik wat met 'n persoon gebeur, wie is 'n persoon wat verduisterd is. En ons kan 'n paar dingetjies hierso vinnig raak sien. Mense wat verduisterd is in hulle verstand, eerstens hulle kan nie die lig raak sien nie, nee, hulle is vervreemd van die lewe van God. Hulle besef nie dit nie. En dit is vanweë die verharding wat binne in hulle hart is. Dat hulle is verhard in hulle hart en hulle is dis moeilik om te verstaan. En dit is een van die teksgedeeltes wat ek gewoonlik vir mense sal gee en te sê, hoorie, om die persoon in die wêreld, die sondaar, ons almal is sondaars, maar ons wat die Here gevind het is verlig. Dan Jesus het ons vrygemaak van hierdie wêreld se slawemark. So ons is verlig en ons wandel nie meer in duisternis nie. So vir ons as kinders van die Here om die wat nog nie verlig is nie beter te verstaan, is hierdie teksgedeelte baie duidelik en dit verduidelik dit baie mooi vir my dat dit vir jou verwys dat is vanweë hulle verharding van hulle hart. Nou goed, daarom is ons met mense werk, moet ons ook net verstaan dat alle mense is verskillend, maar om by die Here uit te kom, moet die persoon se hart geopen word om Jesus Christus te aanvaar. Dan gaan kyk ons na Jesaja 60 vers 1 en 2. En hierdie gedeelte, toe ek het ontdek het in die woord, toe is dit vir my so treffend. Jesaja 60 vers 1 en 2, wat sê: staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Mense, hierdie teksgedeelte is vir my so treffend, en alhoewel hierdie teksgedeelte geskryf is
740 tot 680 voor Christus, is hierdie gedeelte so relevant op ons vandag. As ons net kyk wat rondom ons aangaan. En die kom ons ontleed die teksgedeelte van vooraf, staan op, word verlig. En goed. En dit is soos ek in my vorige video's al genoem het, dat mense godsdienstigheid is passief, nê? En disippelskap is aktief. Hierso sê die skrywer en die Here praat ons, hy sê staan op. Nou goed, en word verlig. So mense wat in godsdiens vasgevang is gewoonlik mense wat passief is, hulle sit. Hulle wil nie opstaan nie, hulle wil niks regtig doen vir die Here nie. Nou outomaties die Here kom na jou toe en hy sê staan op, word verlig. So ons as kinders van die Here moet besef dat ons moet begin aktief raak, nê? Want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Sodra jy gaan begin opstaan en 'n ware disipel gaan begin word van die Here, gaan jy baie seëninge ontvang van die Here. Jy gaan werklik waar jou roeping as mens vind, want die Here het vir ons 'n opdrag gegee, maak disippels van alle nasies. Dan sê hy hierso in vers 2, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Mense, ek weet nie of julle dit kan raak sien en besef nie, maar die wêreld daar buite, wat ons nou in lewe, raak elke dag donkerder en donkerder. Wie ek het nou vroeër het ek 'n gedeelte gelees waar die goed wat in lande nou begin goedgekeur te word, is dat same-sex marriages word goedgekeur. Daar's tot 'n land wat nou al voorskryf dat meisies van 10 jaar oud, af, is dit hulle keuse as hulle seksueel wil omgaan en hulle liggame wil ontdek, dan is dit hulle keuse. Jy as ouer mag hulle nie terughou nie. Wie en daar sekere lande wat tot gemeenskap met diere al goedgekeur het. Mense, die wêreld raak al hoe donkerder en goed. En as ons woord reg lees, dan sal ons sê in die laaste dae sal dit wees soos Noag en Lot. Nou Lot was onsedelikheid en Noag praat hulle van gewelddadig. Dat die mens geen meer respek het vir lewe van 'n ander mens nie. En dit sien ons ook baie raak. So, as ons nou daarna gaan, dan kyk 'n mens net, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek. Dit raak net al hoe erger. En ons as kinders van die Here sal moet begin besef dat ons sal moet opstaan en verlig word. Dat ons werklik waar sal moet uitgaan en ons lig gaan laat skyn vir die wêreld wat so donker is, sodat daar hoop kan wees vir die mense daar buite. Daar's verskriklik baie seer en hartseer en vrae daar buite. En as ons as kinders van die Here nie gaan opstaan en verlig word en gaan hulle lig gaan wees vir hierdie wêreld nie, wie anders gaan dit doen? So, dit is belangrik dat ons net sal besef, die Here het geesvervulde disippels nodig wat se lampe helder skyn. Maar dan in die laaste gedeelte, dan sien ons, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Die kinders van die Here wat werklik waar, die gelowiges wat die Here waaragtig soek en werklik waar uitgaan om te werk vir hom en werklik waar aktief te wil wees, wat opstaan en 'n standpunt inneem vir die Here. Oor hulle sal 'n lig opkom. Sy heerlikheid sal oor jou gesien word.
So, ja mense, ons moet dit net besef, dit is 'n kragtige 2 versies die, wat vir ons baie sê. So kom ons gaan kyk 'n bietjie verder, wat moet 'n mens nou doen? Dis goed en wel, alright, ek moet my lamp laat, ek my lig laat skyn en die olie is die Heilige Gees, maar hoe beskerm ek my lamp en my olie? Hoe beskerm ek dit? Dan gaan kyk ons 'n bietjie na 'n bietjie ander skrifgedeeltes en ons kyk na Lukas 12 vers 35 en 36. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak en hy kom en aanklop. As hy kom en aanklop. En dan kan ons Romeine 3 vers 12 saam met dit ook lees. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. So die gedeeltes wat ek hierop wil fokus hou is, laat julle heupe omgord wees in Lukas 12 en in Romeine 3 vers 12 die wapens van lig aangord. So as ek dit vir julle net vinnig kan verduidelik, is dat 'n mens in die ou tyd het hulle het baie anderste oorlog gevoer as wat ons oorlog gevoer het. Destyds het die soldaat het fisies 'n body armor aangetrek, iets wat bo oor sy bors is, wat sy bors en sy maag beskerm het. Hy het 'n helm opgesit om sy kop te beskerm. Hy het spesiale skoene gehad wat hom beskerm het en dan het hy 'n skild gehad en hy het 'n swaard gehad. En hy het dit alles met 'n band vasgemaak wat die swaard se skede ook vasgehou het. En dit was die soldaat. So om jou 'n prentjie te gee, kan 'n mens kyk, hierso is 'n prentjie van hoe 'n soldaat gelyk het destyds. En dit sal vir jou 'n beter idee gee as ons net nou by Efesiërs 6 kom. So dan gaan ons kyk, daar's 'n gedeelte wat hierso in Romeine 3 is wat baie belangrik is wat ons moet besef. Nou goed, ons weet ons moet nou die wapenrusting aantrek. Maar in Romeine 3 vers 12 sê dit, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. So hier moet 'n mens een ding baie duidelik besef, is daar moet iets gebeur voordat jy die wapens aantrek. En dis wat baie kinders van die Here nie altyd besef nie. Hy sê vir jou, laat ons dan die werke van die duisternis aflê. Nou, ek wil julle weer terugvat na een van die teksgedeeltes in my vorige video, Spreuke 20 vers 27. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Nou, 'n mens moet hier een ding besef, dit deursoek al die kamers. En ons moet besef dat ons is almal sonders. Niemand van ons is perfek nie. En 'n mens moet elke dag die heiligmakingsproses deurgaan, en 'n mens moet besef hoe nodig het jy dit om skoon te maak. Want soos ek al vroeër verduidelik het, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. En as die Heilige Gees kom woon in ons, dan verwag hy 'n skoon huis. Soos wat jy 'n skoon huis verwag waarin jy woon, so verwag die Heilige Gees
'n skoon huis. So hy sal jou help. Hy sal inkom en hy in die lig sal vir jou wys wat is donker, wat se duisternis nog in jou lewe is, sodat jy kan skoonmaak. Dan kyk ons na 'n volgende teksgedeelte, 2 Korintiërs 10 vers 3, 4 en 5. Want hoewel ons in die vlees wandel hier op aarde, ons wandel in die vlees, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hier wys dit net dat ons in 'n stryd is en dat ons moet besef dat ons wandel wel in die vlees hier op aarde, maar ons geveg, ons stryd is nie vleeslik nie. En as ons Efesiërs 6 vers 10 en 8 tot 18 lees, dan sal ons dit duideliker verstaan. So as ons gou-gou na Efesiërs 6 vers 10 tot 18 gaan, dan sê dit: Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan. Mense, dis baie belangrik dat ons dit sal besef. Die volle wapenrusting van God moet aangetrek word, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ons is so geneig om gedeeltelik die wapenrusting van God aan te trek, en 'n mens besef nie dat jy die volle wapenrusting moet aan hê nie. Want vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daar noem hy 'n klomp goed wat ons stryd teen is teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis wat in hierdie eeu is, in ons tyd, teen die bose geeste in die lig. So ons moet besef, ons stryd is teen al daardie instansies, en dat ons oorlog en ons geveg is teen die bose magte. Dit is 'n worstelstryd nie teen vlees en bloed nie. En dit is een van die aspekte wat my baie hartseer maak. En ek het nou die aand, het ek dit net weer eens besef, dat ons as kinders van die Here is so besig om onder mekaar te beklei, sodat ons nie eers kan sien en besef dat ons mors ons energie op mekaar, maar dat ons daai energie eerder moes gespandeer het om teen die bose magte te beklei, om teen die owerhede wat verkeerd is op te staan, om werklik ware standpunt vir die Here in te neem. Ons aanvaar alles net, en dat ons nie opstaan mee vir die Here nie, dat ons nie 'n standpunt inneem nie. Dan sê vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Jy moet die wapenrus in, sodat as jy dit nodig het, dat jy dit aan het. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord. Wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Sy woord is die waarheid. So ons moet
as jy klaar al die wapenrusting aangetrek het, dan vat jy die band en jy bind alles vas en jy verseker dit met Jesus Christus wat die waarheid is. Want hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dan kyk ons met die borswapen van geregtigheid. Hierdie gedeelte is vir my so mooi, want 'n mens, borswapen van geregtigheid. Ek weet nie of julle almal die spreekwoord ken nie. Wees 'n mens met inbors. Dit beteken om op jou standpunt te staan, op jou morele waardes te staan. So die borswapen van geregtigheid, dat jy staan vir wat reg is en wat die woord van God ons leer, jy staan daarvoor. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Mense, hierdie een is so noodsaaklik. Die kerk het sy bereidheid vir die evangelie, om die evangelie uit te brei, verloor. Dit is asof die kerk wag vir mense om na hulle toe te kom en nie uit te gaan om disippels te maak nie. Ek gaan nie veel verder uitbrei nie. My vorige video's het ek 'n paar keer al oor gepraat, oor disippelskap, dat dit aktief is, nie passief nie. So, jy kan nie sit in 'n disipel wees nie. Jy moet opstaan en jy moet loop, jy moet ergens heen gaan, jy moet mense gaan sien. Jy moet fisies praat. Jy moet iets doen om 'n disipelskap te wees. Jy kan nie terugsit en verwag dat gaan na jou toe kom nie. Dan sê hy, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Hierso wil ek vir julle 'n mooi prentjie skets, waar ons het nou gepraat oor dat jy's die lig, en jy die Heilige Gees in, en jou lig skyn. So, wat ek wil hê jy moet besef is dat, as jy die Heilige Gees in jou het, en jou lig skyn, né? Nou as hoe helderder jou lig skyn, hoe groter is die area buitekant jou wat verlig word. Ek het in een van my vorige video's ook verduidelik dat die mense wat naaste aan jou is, ook deur jou lig beskerm word. Want nou die bose magte hou nie van die lig nie, en hulle kan nie inkom in die lig in nie. So wat doen hulle nou? Hulle gaan jou op 'n afstand aanval. Wat is die manier hoe jy op van daai tyd hoe jy 'n persoon van 'n afstand aangeval het? Jy gebruik vuurige pyle. Jy sal 'n pyl en boog vat en jy sal 'n persoon op 'n afstand aanval. Nou, jy kan alles. Jy kan die volle wapenrusting aan het, maar jy het nie 'n skild nie, dan beteken dit absoluut niks nie. En die skild wat jy moet hê, is geloof. En geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord van God. So, dit is so belangrik, mense, dat alles pas in mekaar. Dat 'n mens net sal besef dat jy het jou geloof nodig om die vuurige pyle af te keer. Want as jy jou lig laat skyn en jy is gevul met die Heilige Gees, dat die duiwel en sy trawante kan jou nie aanval van naby af nie. So wat gebeur is, hulle sal jou nou aanval van 'n afstand af, en dis waarvoor jy die skild nodig het. En dan die belangrikste ene is die helm van verlossing, die helm wat jou gedagtes beskerm, want jy word aangeval deur die duiwel met jou gedagtes. As jy al die fisiese sondes wat 'n mens eerste los, dit is soos jy jou hart vir die Here gegee het, dan verlos jy al die fisiese, hoe kan ek sê, die sondes wat openlik gesien kan word eers gelos. Maar dit wat hierbo aangaan wat mense nie kan sien nie, dit
is die ding wat die duiwel dan gebruik om jou aan te val. So jy trek die helm van verlossing aan. En as ons in 'n latere video gaan ek elke een van hierdie wapenrustings apart behandel, en by die helm van verlossing gaan u sien dat die duiwel val ons aan op ons identiteit as kinders van die Here. En baie kinders van die Here daar buite besef nie wie en wat hulle is in Christus nie. En wat is jou regte as kind van die Here en waarop jy kan vas staan nie. En dan het ons die swaard van die Gees. En dit is die woord van God. Mense, ek kan nie vir julle beskryf hoe belangrik dit is om die woord van God te lees nie. Dit is uiters belangrik. Dat 'n mens dit sal lees, sal bepeins, sal bestudeer, dat dit is die woord van God. Baie mense praat van die Bybel. Ek is nie 'n persoon wat hou van die woord Bybel nie. Ek hou van die woord van God, want dit is wat dit is. Dis deur mense geskryf, maar is geïnspireer deur God homself. So, en dan sê vers 18, terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons moet vir mekaar bid. Mense, ons moet in gebed en smeking op elke geleentheid moet ons bid in die Gees. Ons moet juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, sodat die duiwel nie kom roof en steel nie. So, as ons gou-gou 'n opsommingie gaan maak, jy word omgord met die waarheid om jou heupe, jy die borswapen van geregtigheid, jy die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede, jy het op jou arm het jy die skild van geloof, en jy het die helm van verlossing, en dan het jy die swaard wat die woord van God is in jou hand. En dit is hoe jy as kind van die Here moet wees, en dit is hoe jy jou lig kan beskerm. En dis hoe jy die Heilige Gees wat binne in jou is, kan koester en kan beskerm. As ons hierdie wapens kan aantrek en net besef dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Baie dankie mense, ek hoop dit maak 'n bietjie meer sin en dat ons net kan verstaan die lig en duisternis. Kom ons bid gou saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie kosbare woord, Here. Here, dat ons in u woord so gereeld sien die stryd tussen lig en duisternis, Here. Dat ons kan besef dat ons kinders van die lig moet wees, dat ons in die lig moet wandel en dat ons werklik waar u wil loof en wil prys en vir u dankie sê vir u kosbare woord wat u vir ons gegee het. Dankie vir die verlossing wat u vir ons gegee het, Here. Dankie vir die geregtigheid wat ons kan volg, Here, dat u is 'n God wat gister, vandag en môre dieselfde is, en ons wil u loof en prys en dankie sê daarvoor, Here. Here, vergewe ons sondes en ons ongeregtighede, Here. Help ons dat ons die duisternis in ons sal verwyder, Here, sodat die Heilige Gees ten volle kan posvat in ons, sodat ons in u wil wat u vir ons het kan wandel, Here. Kom o Gees van God, kom lei ons in alle waarheid. Oortuig ons van al die duisternis in ons lewens en dat ons gehoorsaam sal wees aan die Gees van God, sodat ons vir u 'n lig in hierdie donker wêreld kan wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê en mag die Here julle seën. Vrede vir julle.